Goeienaand broers en susters, ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is vir my weer 'n wonderlike voorreg om in die huis van die Here te wees vanaand en die woorde van lewe te spreek oor die kinders van God. Ons is so dankbaar dat in 'n tyd van waar ons in lewe, dat ons altyd kan terugkeer na God toe. Ons kan altyd sy naam uitroep, maak nie saak deur wat jy gaan nie. Ons is so dankbaar dat die Heilige Gees daar is om met ons harte te gesels, om ons nader aan hom te bring, want hy het vir ons gesterwe, hy het vir ons 2000 jaar terug op daai kruis gehang, hy het die penalty gevat, hy was die wonderlike lam, die offerande wat hy vir ons was, en ons is so dankbaar dat ons vir hom kan lewe vanaand, dat ons 'n lig kan skyn in hierdie donker tyd, dat ons sy woord kan dra na die mensdom toe, die evangelie verkondig in sy naam, en dat ons sy werke kan doen vanaand. Dit is die grootste voorreg om God se werke te doen en om te wys dat hy nog steeds hierso is saam met ons. Hy is dieselfde gister, vandag en altyd, en hy is nie dood nie, broers en susters, hy lewe. En hy lewe in ons, hy lewe in jou, hy lewe in jou hart, en jy kan enigiets vra vanaand, hy is daar so om jou te help. Ons weet dat ons almal moeg is, en dit is amper die einde van die jaar, en jy weet, die werkstres is baie moeilik, en mense huisstres, finansies, daar is soveel goeders wat kan skeefloop, maar ons is so dankbaar dat God daar is vir ons. Hy is net, waar jy hom kan uitroep, en na sy troon toe, is hy daar so, net 'n paar woorde, en dan is hy by jou, hy is in jou, hy kan jou versterk, hy kan jou verlossing gee, hy kan vir jou help, en dit is so belangrik, broers en susters, dat ons vir hom sal staan in hierdie dag, want jy weet nie hoe baie dit sal beteken nie. Dit is soos daardie droom wat 'n evangelis baie jare terug gehad het, Arthur McCoy, en hy sien in hierdie droom wat hy gegaan het, en hy kom toe by die hemelpoorte, en hy kom toe by die hek, en daar staan 'n engel, en hy sê vir die engel, ek is Arthur McCoy, ek is hierdie evangelis, hierdie groot evangelis, wat duisende siele na die Here toe gebring het. En die engel staan daar so, en hy maak die boek van die lewe oop, en hy kyk deur die boek, en hy sien nie sy naam nie. En Arthur McCoy is nou so verbaas, maar hoe is dit moontlik dat sy naam nie daar staan nie? Hy het soveel werk vir die Here gedoen, en die engel sê vir hom, jy kan na die wit troon toe gaan, en jy kan dit gaan appelleer, dis dalk jou laaste hoop. En Arthur sê nee, ek sal dit gaan moet doen. En hy gaan deur hierdie wit lig, en dit so vinnig beweeg, en skielik staan hy hier in hierdie teenwoordigheid van God, met hierdie lig wat so skyn. En broers en susters, hy besef, jy weet, alles wat hy dalk goed gedink het, wat hy in sy lewe gedoen het, voor daardie aangesig van God, en daardie teenwoordig, kom alles ten vore. En soos wat hierdie lig God hom vra, jy weet, het jy al ooit 'n leuen vertel? En hy dink terug, al die klein wit leuns wat hy vertel het. Jy weet, waar het 'n mens dalk net die woorde bietjie verdraai het. Hy dink toe bietjie aan sekere besigheidstransaksies wat hy gedoen het, wat dalk nie heeltemal regverdig was nie, waar dit onregverdig was. En hy erken dat hy gelieg het, en wat hy onreg gedoen het. En broers en susters, as jy in daai teenwoordigheid van God staan, jy weet, die werke wat jy doen, gaan geopenbaar word. En dan dink jy waar jy goed gedoen het, of jy dit gedoen, dat dit, jy weet, waar jy self dink dit is dalk goed, maar dalk in die teenwoordigheid van God is dit dalk nie so goed nie. Maar voor hy die vonnis gehoor het, waar daardie almagtige God met hom wou spreek, en hom weggestuur het vir ewig in die vuur het, waar hy enige hoop verloor het, toe hoor hy die sagste stem, die mooiste stem, wat mooier en sagter as ewen 'n moeder se stem kon wees. En dit was Jesus wat daar so gestaan het, en hy sê vir die Vader, McCoy was skuldig, maar op aarde het hy in my geglo, en hy het op my woord gestaan. En soos wat hy vir my op die aarde gestaan het, so wil ek vanaand, of wil ek in die hemel vir hom staan, dat Vader, dat U hom kan red. En so sien ons, broers en susters, op ons eie werke kan ons dit nie doen nie, maar Christus is ons middelaar, hy is ons hoop vir die sondaar, en ons is so dankbaar dat ons hom kan uitroep vanaand, en weet dat hy ons God is. As ons vir hom hier sal staan, as ons hier sal in sy woord sal glo, sal hy vir ons daai kan staan. So vanaand wil ons 'n klein boodskapie vir julle bring, broers en susters, dat dit voordelig vir julle sal wees, 'n seëning, 'n salwing. Ons bid dat dit julle sal net sal help
vir die uur wat julle in lewe, en ons wil oor die patriarg Abraham bietjie gesels. Ons weet hy was een van die aardsvader, die vader van geloof, en ons wil sien bietjie wat het hy deurgegaan, en die omstandighede en die toetse wat hy moes deurgaan, en hoe kan dit ons help? Nou wat, jy weet, as die Here vir ons toetse stuur, en die goeders wat ons op 'n daaglikse basis moet gaan, hoe kan ons regeer, en hoe moet ons dink, en wat se wysheid ons moet hê, en wat se karakter wil God in ons bou, sodat ons op sy woord kan staan, en nie net so vir die vyand moet weghardloop nie. Want ons weet, jy weet, as jy ten volle vir God lewe en vir die Here lewe, dit is soos die Vikings van die ou tyd, jy weet, waar hulle skepe gehad het, en hulle het gereis na 'n sekere land toe, hulle het gaan oorlog maak daarso, en hulle het daai skepe gebrand, broers en susters, want daar's geen terugkans nie, daar's geen waar ek gaan terug hardloop vir die vyand, en ek gaan op my skip jump, en ek gaan terug vaar na my eie land toe, en sê, nee, ons is hier om oorlog te maak. En soos die vyand kom, waar hy oorlog maak op ons land, op ons, weet, by ons huise en op ons kerk, ons gaan nie vir hom weghardloop, die broers en susters. God het vir ons die wapenrusting gegee, hy het vir ons geklee soos wat ons moet wees as soldate vir Christus, en ons het oorwinning deur sy woord vanaand. So as jy 'n Bybel het, of op jou foon, of waar ook al jy hierdie boodskap gaan luister, as jy in Genesis 22 kan oopmaak vanaand, en ons gaan van vers 15 tot 18 lees, en die woorde van die Here sê vir ons, toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham, en van die hemel af, en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand, wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Broers en susters, wat 'n wonderlike belofte. Maar voor ons begin, laat ons net ons oë sluit, ons harte buig, en dat ons die Hemelse Vader net sal uitroep om by ons te wees vanaand. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons sê dankie, Here. Dankie dat ons na u troon van genade en liefde toe kan kom vanaand. Liewe Vader, ons bid en vra dat u ons asseblief sal help, waar ons hierdie skrif waar ons nou gelees het van Abraham, Here, en wat hy deurgegaan het, die toetse wat hy deurgegaan het, liewe Vader, en wat hy moes geoffer het, help ons, liewe Vader, dat ons kan sien en onsself sien in die skrif, wat u vir ons as 'n voorbeeld gegee het, dat ons dit kan manifesteer in ons lewens vandag, Here, dat ons vra, Here, dat u vir ons krag sal gee, dat u vir ons genesing sal gee, Here, liewe Vader, waar die broers en susters hierdie boodskap sal luister, waar ook al hulle is in die wêreld, ons vra, Here, dat u hulle sal seën, dat u hulle familie sal seën, liewe Vader, as hulle geliefdes het wat nog nie gered is nie, vra ons, Here Jesus, dat u sal gaan, Here, en die harte sal versag, en dat u kinders sal terugbring na die skape toe, waar hulle moet wees, Vader, in daardie liggaam van Christus. Ons bid en vra vir verlossing, ons vra, liewe Vader, dat u ons sal help, dat u ons die woorde sal gee wat ons moet vanaand spreek, Here Jesus, om u kinders aan te raak. Liewe Vader, ons weet, ons lewe in 'n donker eeu, 'n donker dag, Here Jesus, maar terwyl ons nog 'n lig kan skyn, Here, terwyl ons nog die vermoë het om te kan spreek en getuig, en dat ons die woord van God kan uitspreek, vra ons, Here Jesus, dat u ons asseblief sal help. Ons vra, Here Jesus, dat u ons genadig sal wees, en dat u kinders sal seën. Ons is lief vir Here, ons prys en ons dien, Here, vergewe ons van al ons ongeloof, Here. Ons weet, ons kom so kort, maar ons vra, Here Jesus, die bietjie wat ons kan doen, met die bietjie geloof wat ons het, vra ons, Here Jesus, dat ons berge sal versit, en dat ons oorwinning sal hê in Jesus Christus se naam. Dankie, Vader, in Jesus Christus vra ons dit. Amen en amen. En broers en susters, so ons sien nou met die skrif wat ons gelees het, jy weet, wat 'n belofte wat Abraham gekry het, is gevolg van gehoorsaamheid. Nou ons weet dat die woord sê, gehoorsaamheid is beter as offerhande, want dit is beter om God se woord
om na dit te luister en dit gehoorsaam te wees, sodat jy 'n belofte van God kan ontvang, want jy weet, ons kan in die woord sien, jy weet, waar die kinders in God se woord glo, wat hulle manifesteer het en die oorwinning wat hulle gehad het in hulle daaglikse of in hulle omstandighede vir daardie tyd wat hulle gelewe het, maar dit is so belangrik om gehoorsaam te wees vir God se woord, want ons weet, soos wat ons al baie keer gesê het, jy weet, God is in sy woord, en ons moenie wegsit nie, ons moenie bysit nie, ons bly by God se woord, so ons wil gehoorsaam wees met God se woord wat hy vir ons gegee het. En dit is beter as offerhande. Ons weet in die Ou Testament het hulle al die offerhande, verskillende offerhandes wat hulle na God toe gebring het, en hulle moes 'n lam gebring het, of 'n duif, of verskillende offerhande op verskillende maniere wat hulle moes gebring het, maar gehoorsaamheid is ewen beter as al daai offerhande, want ons luister na die stem van die Here, want soos wat ons ook nou gelees het in Genesis 22, waar die engel vir hom sê, jy weet, waar hy gehoorsaam was aan die stem van die Here, het hy hierdie wonderlike belofte gekry. Nou ons sien nou hierdie teks, die aardvader Abraham, hy was die vader van geloof genoem, want ons sien dat God vir hom 'n belofte gemaak het, dat hy die aarde sal beerwe en sy saad, en Abraham, deur die dood van Christus, of waar ons dood in Christus, is ons Abraham se saad, ons is die erfgename, wat ons saam met die belofte gaan. So as jy in Christus dood is, waar jy jouself, jy weet, waar jy gedoop word, in die doop van die naam van Jesus Christus, en jy is in daardie liggaam, jy kry die Heilige Gees, dan kan jy deel wees in die erfgenaam van daardie belofte, wat God vir Abraham gegee het. Maar ons kan sien, Abraham was net 'n gewone mens. Daar was niks besonders van hom nie. God het hom nooit geroep tot op 'n sekere tyd wat ons op rekord het, toe hy 75 jaar oud was nie. Hy het, sy vrou was sy halfsuster, en sy was 65 jaar oud op daardie tydstip. En waarskynlik het hulle saam gewoon toe hulle klein jong was, maar sy was onvrugbaar en geen kinders gehad vir soveel jare nie. Maar God het Abraham geroep. Oorspronklik was sy naam Abraham, waar God hom geroep het van sy familie en van sy land waar hy moes verlaat het, en hy moes na hierdie onbekende toe gegaan het, waar hy hierdie pilgrim was, waar hy na 'n sekere land toe moes gegaan het. En ons weet dat die belofte vir sy nageslag was, want God beloof hom toe om die vader van die groot nasie te maak, hoewel hy en Sara met 'n hoë ouderdom was en hulle het geen kinders gehad nie. Maar met sy gehoorsaamheid het God hom herhaaldelik, selfs wanneer dit moeilik was, het sy geloof was as gereggheids gereken, omdat hy aan God geglo het, maak nie saak hoe moeilik dit was nie. En ewen dit het God sluit 'n verbond met Abraham gehad, 'n belofte van die land Kanaan, 'n nageslag, soveel soos die sterre, dat al die nasies van die aarde deur hom geseën sal word. So dink net hoe wonderlik dit is, broers en susters, waar 'n man geen kinders het nie, hy is al oud, sy vrou is al oud, en God gee vir hom die belofte dat hy sy saad gaan seën, soveel soos die sterre en die sand van die see. Ek weet nie of julle weet nie, broers en susters, maar daar's baie sterre daar buite. As jy na die ruimte kyk en jy bestudeer die sterre en sien hoeveel miljoene, biljoene sterre daar buite is, en God gee vir hierdie man 'n belofte dat hy sy nageslag so sal seën, soos die sterre daar buite, wat omtrent ontelbaar is. Maar God het hom 'n volkomme skeiding geroep, dat hy sê dat hy na sy land, sy mense, sy familie, hy moes dit alles agterlaat, en hy moes homself skei van die res van die wêreld. En so wil God ook hê, jy moet jouself skuif van die wêreld af, broers en susters, want die woord sê, dat ewen as jy vir die wêreld lief is en die dinge van die wêreld, is God se liefde nie eens in jou nie. So God wil hê ook dat jy jouself moet skei van die wêreld af, van die dinge van die wêreld af, want die wêreld sal altyd alles so mooi laat lyk, en is lekker om partytjies te hou, is lekker om te drink, en is lekker om te vloek, of is lekker om te rook, en al hierdie lekker dinge, maar dit is daardie goeters wat na die dood toe gaan, broers en susters. Maar daar was 'n spesiale ding vir hom om te doen, en wanneer God van jou verwag om 'n spesiale ding te doen, vereis hy 'n volkomme skeiding van enige twyfel af. Jy moet glo met jou hele hart en met jou hele siel
dat Christus, Jesus is God, broers en susters, en wanneer jy jou roep om 'n sekere ding te doen, doen dit met jou hele hart, met jou hele siel. Moenie terugkyk nie. Ons sien wat met Lot se vrou gebeur het, toe die engele hulle uit Sodom en Gomorra uitgeroep het, en hulle gaan uit die stad uit, toe het sy teruggekyk wat in daai stad aangegaan het. En ons weet, volgens die storie in die Bybel, weet ons dat sy in 'n pilaar van sout verander het, want jy kan nooit terugkyk nie. Jy moet altyd vorentoe gaan, broers en susters, en jy moet volle gehoorsaamheid wat jy moet hê, gehoorsaam aan God. Hy vereis dit van ons. Jy kan dit op geen ander manier doen nie. En hy stel altyd vir ons 'n voorbeeld. Die Bybel is vir ons as 'n voorbeeld met verskillende karakters deur die verskillende eeue. Was daar vir ons 'n voorbeeld hoe God iemand roep en hom skei en 'n sekere taak wat hy vir hom geplaas het om 'n sekere ding te doen. Partykeer moet jy van jou familie afgaan. Jy weet, skuif van jou land, van jou huis of hier of daar. Maak nie saak wat God besluit wat hy wil hê jy moet doen nie, maar jy moet afgesonder wees vir God om saam met God te wandel. Maar nou sien ons met Abraham soos wat God hom nou geroep het en hoe hy na verskillende plekke toe getrek het en hy was op pad na Kanaan se kant toe, maar ons sien dat jare het verbygegaan en niks het gebeur nie. So God het hom beloof, jy weet, dat hy hierdie kind gaan hê en dat hy hierdie saad gaan seën en dit gaan soveel kinders voortbring. Maar jare en jare het verbygegaan en niks het gebeur nie. Maar steeds het Abraham vasgehou wat God vir hom beloof het. Dit het hom nie eers moedeloos gemaak nie. En so, broers en susters, kan dit vir ons self 'n groot voorbeeld wees, waar ons weet dat wanneer God ons iets beloof het, hy het vir ons gesê dat hy ons gaan kom haal, ons gaan 'n wegraping hê. Maak nie saak of jy al 10 jaar wag of 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, maak nie saak nie. Ons moet nie moedeloos raak nie. Ons moet nie ongeloof kry nie. Ons moet glo in die beloftes van God, om te weet dat God dieselfde vandag en altyd is, en hy sal ons sterk hou. Hy sal vir ons, hy sal ons krag gee om oorwinning te hê, sodat ons weet dat ons in hom kan glo en vertrou, en dat hy vir ons daardie oorwinning sal gee. Maak nie saak hoe lank jy wag nie. Wanneer jy siek is, het hy vir jou gesê dat jy gesond kan word. Hy sê die regverdiges kan hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Hy sê nie hoe lank nie. Jy kan dalk miskien 'n dag wag, miskien 10 dae, 20 dae, maak nie saak nie. Hoe langer jy aanhou, hoe sterker moet jou geloof raak aan God, net soos wat Abraham se geloof sterker geraak het, want ons sien soos jaar na jaar verbygegaan het, en waar hy ongetwyfeld was, en toe kom die kritisie, jy weet, na hom toe en sê, Abraham van nasies, jy weet waar hom begin spot en sê, hoeveel kinders het jy al? Jy het hierdie getuienis dat God jou gaan seën, hy gaan vir jou kinders gee op kinders en kinders en kinders, maar hoeveel kinders het jy al? Jy weet, en maar dit het hom nie gesteier nie, broers en susters. Ewen as daar geen kind, waar daar nog geen kind was nie. Sarah was verby die tyd van lewe van kinders. Sy was al in die tyd van, soos wat met ouer vrouens gebeur, of ouer susters, weet maar, hulle al in die liggaam van menopause ingegaan het. Maar steeds het Abraham God geglo, dat hy sal die belofte laat waar word. So hy het ewen al die voorbereidings al gedoen van 'n baba, want hy het geweet, was ten volle oortuig dat God sy belofte sal nakom. En hy is groot genoeg om dit te terugsteen, broers en susters. Die saad sal behoort dieselfde ding te dink. Ons as die kinders van Abraham, wat dieselfde saad, moet aan dieselfde geloof hê, soos wat Abraham gehad het. Maak nie saak hoe lank ons wag nie. Jou geloof moet net sterker en sterker en sterker word. Ewen as jy nog nie die resultate sien nie, maak nie saak nie. Abraham het al vir 25 jaar gewag vir daardie belofte. En so kan God jou ook laat wag, dat jy moet geduld leer. Dat jy moet geduld in God se beloftes om te sien. Jy weet, hy het vir jou iets gegee om 'n sekere werk te doen, 'n sekere ding wat jy moet voltooi. Maar jy moet glo en jy moenie moedeloos word nie. Maar ongeag hoe onwerklik dit lyk, hoe onnatuurlik vir die natuurlike verstand lyk, tog kan God nie 'n belofte maak wat hy nie groot genoeg is om dit te sien nie. Ons glo daardie selfde ding vandag. Broers en susters, God is die Almagtige. Hy het die hemel en aarde geskep.
Hy het al hierdie bome, hy het die see, die visdiere, alles wat ons geniet in vandag se tyd, die see en die diere en alles. Hy het alles geskep. Hy het vir ons ewige lewe gegee. Hoekom sal hy nie vir jou 'n klein dingetjie gee wat jy in struikel dalk op in jou werk of waar jy dalk miskien siek is of die omstandighede wat jy dalk deurgaan. Hoekom sal hy dit nie vir jou gee nie? Hy het vir jou alles gegee. Elke ware saad van Abraham glo dieselfde ding. Maak nie saak watter omstandighede en hoeveel kennis ons versamel, hoeveel dinge gebeur het nie, hoe onnatuurlik dit is vir die natuurlike verstand nie, hoe dwaas dit is nie, liewer vir die natuurlike verstand, dit maak nie 'n greintjie verskil nie. Dit maak nie saak hoe onmoontlik dit lyk vir die natuurlike en sê, maar dit kan nie wees nie, want ons dien 'n God wat die onmoontlike kan doen. As jy net daardie klein saadjie van 'n geloof kan plaas in jou hart en God se woord kan aanvaar, kan God die onmoontlike vir jou doen. Hy kan jou die oorwinning gee in finansies, in jou liggaam, wanneer jy siek is, kan hy vir jou genesing gee. Wanneer jy deur omstandighede by die werk of struikelblokke wat jy het, hy kan dit vir jou so maklik gee. As God so gesê het, is dit so. En die nageslag van Abraham is dit vasgelê, so spreek die Here. Dit handel dit af. Die Here het dit gesê. Maak nie saak om dit uit te figure hoe en wat alles moet gebeur nie. God het so gesê, dit gaan gebeur. En so het Abraham hy 25 jaar, het hy geen kinders gehad nie, tot op 'n sekere dag, waar God hom ontmoet het, waar daar 3 engele na hom toe geloop het, en hy het gesien, waar hy gesê het, Here, en waar die Here na hom toe gekom het, en God het gesê, daardie belofte wat hy vir hom gegee het, gaan hy nou nakom, en dat hulle 'n seun gaan baar. En ons weet dat Isak op die toneel gekom het. Maar nou die wonderlike ding, broers en susters, God het vir hulle so iets groot, so wonderlik gedoen, want onthou, hulle was jonk en hulle het oud geword en hulle kon nie kinders baar nie. So Sarah se baarmoeder, dis nie net dat hy dit vrugbaar gemaak het nie. Sarah was al klaar 100 jaar, sy was 100 jaar oud, Abraham was 100 en sy was 90, so sy kon nie eers meer babas voed nie, omdat sy al so oud was. En op 100, om 'n kind op 100 te baar, die natuurlike kan 'n vrou se liggaam dit nie hanteer nie. Ek meen, as jy moet vandag kyk, 'n suster of 'n ou tannie wat 100 jaar oud is en sy moet nou 'n kind baar, dit is onmoontlik, jy kan nie dit eers indink nie. So God het 'n totale bonatuurlike vernuwing in Sarah se liggaam gedoen. Veel meer as net vrugbaarheid. So hy het nie net die baarmoeder vrug gemaak nie, maar hy het vir hulle 'n hele nuwe liggaam gegee. Die Bybel is 'n bonatuurlike boek en is geskryf op so 'n manier wat jy partykeer tussen die lyne moet lees. God openbaar sy woord nie net aan menslike wysheid nie, maar aan nederiges wat bereid is om te leer. Soos wat ons al baie keer gesê het, weet dit is weggesteek van die wyse, maar dit is aan die babas wat God dit sal leer. Aan die nederiges. So die ware betekenis word deur die liefde van God en sy woord oopgemaak. Dit is soos wanneer 'n man en 'n vrou wat baie lief is en die man moet dalk reis en sy skryf hom 'n brief. Wanneer hy daardie brief oopmaak en hy lees daardie brief, weet hy presies wat sy bedoel in daardie skrif wat sy lees, want hy kan tussen die lyne lees, want dit is so 'n liefdesverhaal tussen die twee, en hulle is so lief vir mekaar, dat hulle weet wanneer die suster of die vrou sal sê, nee, dit gaan goed, en hierdie en die kinders gaan goed, kan hy tussen die lyne lees, hoe sy regtig voel. Hy kan voel, hoe voel sy op haar hart. En so, broers en susters, weet ons, wanneer ons God se woord lees, en jy het so 'n verhouding met God, dat jy tussen die lyne kan lees, wanneer daar so 'n verborgenheid van boodskappe in God se woord is, wat jy dit kan sien, en kan verstaan, wanneer God dit vir jou kan oopmaak. So ons weet dat Abraham en Sarah was werklik oud, fisies afgelewe, en ver gevorder in jare. God het hulle nie net effens sterker gemaak nie, maar hy het hulle heeltemal vernuwe. Hy het hulle fisies teruggekeer na die krag en skoonheid van jong mense. Dit was nie nodig omdat 'n 100-jarige vrou nie 'n baba kon dra of versorg nie, maar God het daardie liggame verander na jong mense toe. So hoe kan ons dit bewys uit die Bybel?
Hoe kon Abraham en Sarah, as hulle so oud was, so ver gereis het, van hierdie gebied na Sodom Gomorra, na daar Gerar toe, hoe kan hulle al daai verskillende reis aangepak het? Daar was op 'n stadium waar hulle na 'n sekere land toe gegaan, ek dink was Egipte, waar daar 'n jong koning Amalek verlief geraak het op Sarah. Hoe kon daardie jong Amalek verlief geraak het op 'n 90-jarige ou tannie? Dit kon nie gewees het nie, want God het iets spesiaals vir hulle gedoen. Abraham was so goed soos dood, sê die woord. Maar ewen nadat Sarah, waar sy dood gegaan het na 'n sekere paar jare, het Abraham ewen weer getrou en hy het, ek dink 6 of 7 kinders gehad nog. So God het iets spesiaals vir hulle gedoen. So Abraham en Sarah se vernuwing is 'n voorteken van wat met die koninklike saad van Abraham die gelowiges gaan gebeur. So dit was vir ons as 'n tipe om te sien wat God hierso met Abraham en Sarah doen om hulle liggame te verander, is vir ons 'n tipe wanneer die wegraping gaan gebeur, dan weet ons ook dat ons 'n nuwe liggaam gaan kry wanneer hierdie verganklike onverganklike gaan word, waar God vir ons 'n nuwe liggaam gaan skep sodat ons vir altyd en altyd in sy teenwoordigheid kan wees. Maar nou sien ons dat dat klein Isak op die toneel was, toe vind God uit dat hy hom 'n dubbele toets gaan gee. Hierdie kind, nadat hy hom omtrent 100 of na 115 jaar oud was, of 120 Abraham was, nou, ek wil hê jy moet dit neem, jou enigste seun, en neem hom op na die berg wat ek jou sal wys, en offer hom op daardie berg as 'n offerande. So God sê vir hom, waar hy nou vir hom hierdie belofte gegee het vir Abraham, dat hy so lank gewag het vir 25 jaar, hier gaan die Here vir hom sê, ek gaan vir jou nog 'n toets gee. Vat jou enigste seun, gaan op na hierdie berg toe, en gaan offer hom vir my. Broers en susters, ek dink dit was vir iemand, jy weet, waar jy na jouself kan kyk, dat waar jy as 'n pa, jy weet, en jy het so lank gewag vir 'n seun of 'n dogter, en jy weet, en dit is jou enigste seun, en nou het jy so lank gewag, en nou sê die Here, jy weet, nou moet hy hom vat, en hy moet hom gaan offer. Wat 'n toets, wat 'n geloof, dit wys ons net hoe wonderlik was die geloof van Abraham, dat hy geweet het, want Abraham het gesê, ek het hom ontvang as een uit die dood, en ek het ten volle oortuig, dat ek in staat is om hom uit die dood op te wek. So hy weet dat ewen dat God hom uit die dood, waar hy nie kon kinders gehad het nie, het hom vir hom gegee, en ewen as hy hom moet offer, God is moontlik, God het die krag om hom weer op te wek. En broers en susters, ons is die saad van Abraham, want hy het ons uit die dood opgewek. Ons was dood in sonde en oortreding, en hy was in staat om ons gedagte te verander, ons gedagtegang te verander, ons hele natuur te verander, met oral oor te verander. Hy kan maak soos hy wil, wat hy ook al sê, ons glo dit is die waarheid. Ons glo dat sy woord die waarheid is, broers en susters, en elke saad van Abraham glo dieselfde ding. En ons weet, broers en susters, ons moet nie ongehoorsaam wees nie. Hy het daai seentjie geneem, hy het op die môre opgestaan, hy het vir sy dienaars gesê, as jy nou verder in die Bybel lees, in Genesis, toe sê hy vir die dienaars, hy sê, wag hier, saam met hulle meele, en die seun en ek sal daarheen gaan, om te aanbid. Hulle moes na 'n sekere berg toe gaan, en ek en hy sal weer terugkeer. Hoe het Abraham geweet, dat hy en die seun gaan weer terugkeer? Want hy het geloof gehad, dat God hom sal ewen opwek, ewen as hy hom moet offer. Toe sê hy, ek en die kind, die seun sal terugkeer, en hy het geweet dat iets moes gebeur, en hy het nie geweet dat hoe God dit sou doen nie. Dit is nie die vraag, hoe gaan God hierdie probleem vir my omskep nie, hoe gaan God hierdie probleem vir my oplos nie. Dit is nie die vraag nie, broers en susters, die vraag is dat God jou die verlossing sal gee, hy sal jou help en die oorwinning sal gee, in daardie probleem, in daardie trial wat jy in is, sal hy vir jou daardie oorwinning gee. So hy het nie geweet dat hy het geweet dat God dit vir hom beloof het, en dis al wat ons omgee om te weet, God het dit beloof, hoe gaan dit wees? Ek kan julle nie sê nie, maar God het dit gesê, want God het vir hom daardie belofte gegee, dat hy sy nageslag gaan seën.
So maak nie saak, hier is hy, as God vir hom sê, dit is sy enigste seun wat hy moet gaan opoffer. Hy het geweet dat God hom sal opwerk. En so weet ons broers en susters dat Jesus Christus die tweede keer vir ons gaan gestuur word in 'n fisiese vorm. Hy sal sy eie opeis. Daar sal 1000 jaar millennium heerskappy wees op hierdie aarde saam met hom, met die verlostes, dis wat hy beloof het, en ons soek na daardie uur om te nader, en hy het beloof om die siekes te genees, om die dooies op te wek, om duiwels uit te dryf, hy het beloof om dit te doen, hy is dieselfde gister, vandag en ewig. Hoe? Ek weet nie, hy het beloof om dit te doen, ons glo dit, en dit handel dit af. Broers en susters, dis waar God al daardie beloftes vir ons in sy woord gegee het, dat ons die siekes kan gesond maak, ons kan die dooies opwek, ons kan duiwels uitdryf, ons weet nie altyd miskien hoe dit moet gedoen word nie, maar ons glo dat God dit kan doen, en ons weet dat ons die kinders van Abraham is. Amen. Die mens glo God, hy glo alles wat hy gesê het, en dis hoe Abraham God geglo het. Nou, hy het gevra om elke bewys te vernietig dat sy belofte hom omgesien sou word, maar hy was oortuig dat God dit kon doen. So ewen waar hy hierdie seun nou, dat hy hierdie belofte van seun wat God vir hom gegee het, dat hy dit nou moet vernietig, maar hy het ewen geweet dat God hom kan weer oprig. En ons weet, broers en susters, dat Abraham, wat vir Isak daar op die berg vat, en dat hy die hout moes gedra het, was 'n tipe van Jesus Christus, waar God sy seun gestuur het, en hy moes die kruis ook op die berg opgedra het, en vir ons sonde gesterf het. Daar is so 'n mooi voorbeeld vir ons, broers en susters, maar ons besef hierso, dat God dit so behaag het, om te sien, dat Abraham hom so lief gehad het, bo alles op die aarde, selfs sy enigste seun. Hy het hom lief gehad, bo wat enige iemand kon sê, enige iemand kon doen. Hy het God steeds genoeg lief gehad, om sy woord te glo. Al het Abraham se saad, glo God so. Want ons moet God so glo, broers en susters, want kan jy God se woord, bo alles, al jou plesiere, alles wat jou besittings, alles wat jy het, kan jy God se woord bo alles sit? En God so lief hê en so behaag, dat jy God se wil eerste sal stel in jou lewe. Want dis wat Abraham gedoen het, want God het hom daardie seun gegee, na 25 jaar, toe gee hom daardie seun, en hy was bereid om daardie seun te offer vir God, want hy het God so lief gehad, vir sy woord, en so geglo daaraan. Maar ons sien ook dat daardie belofte gekom het omdat hy God so behaag het, broers en susters, wat sê, jou saad sal die poorte van die vyand in besit neem. Jou nageslag sal die poorte van sy vyand in besit neem. Onthou, dis so spreek die Here. So God sê dit vir hom. Hy sê, Abraham, jou saad sal glo as dit. As jy 'n egte saad van Abraham is dit die geloof van Abraham in God gehad het. Glo dit wat God gesê het, en God sal sy beloftes hou. So maak nie saak wat se toets jy moet deurgaan nie. Broers en susters, ek wil jou aanmoedig om te glo in God se woord, en dat jy ook die poorte van jou vyand in besit kan neem. En ons wil sien, broers en susters, voor ons amper gaan klaarmaak, wil ons net 'n paar voorbeelde vat, waar ons sien waar die natuurlike geslag van Abraham wat gegaan het, en hulle het die poorte van die vyand besit geneem, en hulle het geglo in God se woord, en God het vir hulle oorwinning gegee. Want ons weet, broers en susters, dat ons na daardie saad kan kyk, en ons kan daardie voorbeelde in God se woord kyk, en ons kan self ook krag en openbaring kry, en ons kan oorwinning kry in ons situasies in vandag se tyd. Ons kan kyk na Daniël se tyd in die boek van Daniël, waar die 3 Hebreëse kinders, waar Nebukadnezar gesê het, as jy nie daardie standbeeld wat ek hier opgerig het, as jy nie hierdie standbeeld gaan aanbid nie, gaan ons jou in hierdie vuur ingooi. En die mense was so geskrik, en hulle was so bang, toe hulle die basyne blaas, toe het almal gebuig, en hulle het hierdie beeld geaanbid, maar daar was 3 Hebreëse kinders, wat gesê het, nee, ons sal dit nie doen nie, ons aanbid net vir God. En broers en susters, hulle het in daardie konfrontasie, en daardie toets wat hulle daar geplaas is, het hulle gestaan op God se woord, en sê, ons
aanbid net vir God. Ons sal nie allerlei beelde aanbid of afgode aanbid nie. Ons sal net ons hemelse Vader aanbid en dis al wat aanbidding sal toekry. En ons sien in daardie omstandighede wat hulle was, want dit is van lewe en dood, en hulle moet nou hierdie besluit maak, in hierdie konfrontasie wat hulle is, gaan hulle staan vir God se woord, dat hulle die poorte van die vyand in besit kan neem, net soos wat Abraham kon gedoen het, en hulle het op God se woord gestaan, en ons sien dat Nebukadneser so kwaad was, dat hy het vir hulle sy manne gesê, dat hulle daardie oond moet 7 keer warmer maak, as wat hy moes gewees het, en so hulle maak hom warm, dat ewen die mense wat daar was, het doodgebrand, en hulle gooi hierdie 3 Hebreëse kinders daar in daardie oond, en broers en susters, die wonderlike ding, dat God homself afgekom het, en hy het hulle gaan red in daardie vuuroond. Die wonderlike ding is, dat ewen net die tou het van hulle afgebrand, dat hulle nie eers na rook geryk het nie, want God het ingetree, omdat hulle op die belofte gestaan het, dat hulle net God sal aanbid, dat hulle geen ander afgode sal aanbid nie, maar net vir God. En daardie vuurtoets, wat hulle nou moes deurgegaan het, waar jy nou deur daardie toets, die besluit moes gemaak het, dat ek vir God gaan staan en God alleen, en dat hulle die vyand se poorte, dat hulle in besit gaan neem, het hulle oorwinning gekry, broers en susters, dat God self afgekom het, om hulle te red. Wat 'n wonderlike getuienis was dit nie, broers en susters. Ons kan sien dat Daniel selfs, later in die boek van Daniel, wat hy self ook 'n besluit moes gemaak het, waar daar 'n decree uitgegaan het van die federale wette, dat as jy bid na jou God toe, jy weet dat jy in die leeukuil gaan gegooi word. En Daniel het gesê, nee, hy sal vir God aanbid, en hy het 3 keer 'n dag, oggend, middag en aand gebid. Hy het sy vensters oopgemaak, en hy het God geloof en prys, hy het hom aanbid, en hulle het dit gehoor, en jy weet, hulle was baie slinks, en hulle wou ontslaag geraak het van Daniel, maar Daniel het nie geworry nie, want hy het in 'n lewende God aanbid, hy het in 'n lewende God geglo, wat weet, wat hom sal, en maak nie saak, wat so moeilike situasies hy is nie, sal God vir hom die verlossing gee, wat hy nodig het, en ons sien dat hy in daardie toets, het hy besluit om God te aanbid, hy het sy vensters oopgemaak, en hy het God aanbid, hy het geglo en vertrou op God, en daar vat hulle hom, broers en susters, hulle gooi hom in daardie leeukuil, in daai honger leeu's wat daar was, klomp leeu's wat honger was en gebrul het. Ek weet nie of jy al in die Kruger Wildtuin was, of by 'n dieretuin, of waar 'n leeu is nie. 'n Leeu is 'n verskriklike mooi dier, is hierdie mooi kat wat so sterk is, maar as jy hom waar jy in sy teenwoordigheid is, en daar's nie geen heidings is nie, is 'n mens maar 'n bietjie skrikkerig vir 'n leeu, want hy kan jou opeet. Dis iets wat jou kan doodmaak. En so sien ons, is Daniel in die leeukuil met klomp verskillende leeu's wat honger is, maar hy het die poort van sy vyand in besit geneem, broers en susters, want hy het gestaan op God se woord, en daardie leeu's kon hom nie eet nie. Maak nie saak hoe honger hulle was nie, want God het ook sy engel afgestuur. Daardie vuurvlam, daardie pilaar van vuur het daar gestaan, want leeu's is bang vir vuur. Hulle kon nie naby Daniel gekom het nie. En Daniel het die poorte van sy vyand in besit geneem. Ons sien nog 'n wonderlike karakter, Moses, waar God hom geroep het, jy weet, waar hy hom uitverkies het van kleins af, waar hy hierdie profeet gaan stuur om sy kinders te gaan verlos uit Egipte. En ons sien eers dat Moses, jy weet, in die wildernis gehardloop het vir 40 jaar toe God hom geroep het, en hy het hom geroep en gesê hy moet terug gaan Egipte toe, hy moet die kinders van Israel moet hy gaan verlos, en hy moet hulle hierdie kant toe bring, by hierdie berg kom aanbid. En ons sien waar God vir hom sekere gawes gegee het om uit te gaan en vir Farao te wys, jy weet, om 'n stok neer te gooi en dit verander in 'n slang, en hy kon sy hand in sy jas druk, en het malaats verander, en dit weer teruggedruk, toe dit weer gesond geword. So God het vir hom hierdie gawe gegee, om te wys voor Farao, hierdie tekens, om te wys dat God by hulle is. Maar ons sien daar was ander 2 towenaars, Jannes en Jambres, wat ook daarso was met Farao. So wanneer Moses die stok gegooi het om in 'n slang te verander, het hierdie towenaars ook 'n stok gegooi. Maar God het hom geroep, broers en susters.
Hy het vir hom hierdie gawe gegee om sy kinders te gaan uithaal uit Egipte toe. Maak nie saak waar hierdie nabootsers gestaan het om dieselfde ding te doen nie. Dit het nie Moses geplan nie. Want hy het getrou gestaan teenoor die woord van God en hy het die poorte in besit geneem. Omdat hy getrou gestaan het aan die belofte van God, maak nie saak wie wat probeer naboots nie. Ons weet dat daar vir elke goeie Christen is daar ook 'n slegte Christen, broers en susters. Waar daar 'n ware Christen is daar 'n valse Christen. Maak nie saak hoe die duiwel probeer so slinks wees en die valse wys nie. God het sy ware gelowige kinders wat in sy volle woord sal staan en die belofte sal vat en die poorte van die vyand in besit neem en oorwinning sal kry. Want dis 'n groot les vir elke Christen, broers en susters. Wanneer jy rondkyk en jy sien, die hygelaar sien, onthou, jy net probeer om 'n egte dis net onthou dat hy net probeer om 'n egte artikel te naboots, maar dit beteken nie dat daar is een wat eg is nie. Staan getrou aan die woord van God, maak nie saak wat kom of gaan nie, hou sy belofte. En dit is so belangrik om sy belofte te hou, broers en susters. Ons kan sien waar Moses toe uit Egipte was en hulle kom toe na 'n sekere plek waar die dooie see voor hulle pad gestaan het, broers en susters. Ons sien dat die Egipte met hulle waans agter hulle is met die perde, hulle is gereed om hierdie Israeliete weer terug te vat na Egipte toe. Die dooie see is voor Moses en die kinders van Israel is paniekerig, hulle weet nie wat moet hulle doen nie. Maar daar het hulle weer die poorte van die vyand in besit geneem en Moses het gespreek, want so het God die waters oopgemaak en dit het soos 'n muur oopgegaan en die kinders van die Here het op droë land deur die dooie see geloop. En dit was, want God het 'n belofte gehad dat hy hulle moes terugbring na die berg toe om daar te bid en hulle moet na die land van Kanaan toe gaan. Daar was 'n belofte. So maak nie saak hoe groot die vyand is nie, hoe sterk die vyand is of wat hy het nie. God het dit beloof en hulle gaan oorwinning hê, want hulle het die poorte van die vyand in besit geneem. Ons kan sien nog 'n karakter, Joshua, wat bietjie later was by Kadesh Barnea gekom het, wat was die groot oordeelstroon van die wêreld op daardie tydstip. Daar het Israel die oordeel bereik en ons sien dat Joshua saam met Caleb en 10 ander spioene van elke stam was daar 'n spioen wat uitgegaan het na die land van Kanaan en hulle moes gekyk het hoe wonderlik hierdie land is en of dit die land van melk en honing is. En ons sien dat hulle al hierdie wonderlike druiwe gebring het en hulle jy weet dat hulle sien dat hierdie land was regtig van die land van melk en honing, maar daar was net 'n bietjie 'n probleem, daar was groot reuse wat in daardie land was. En ons sien dat hierdie 10 'n slegte bose verslag gebring het aan die kinders van Israel. Maar Joshua en Caleb het die poorte van die vyand in besit geneem en gesê dat ons God is meer as 'n oorwinnaar om vir ons hierdie land te gee. En elke stap en elke tree wat ons in daardie land kan maak is onse, want God het dit beloof. En ons moet veg vir dit, broers en susters. En so het God vir ons ook elke belofte in hierdie Bybel gegee. Jesus Christus het vir ons die geloof gegee dat ons op sy woord kan staan. Ons kan die vyand veg vanaand met die swaard in ons hand en dat ons daardie oorwinning en daai geloof het, dat ons weet, maak nie saak wat gebeur met ons nie, maak nie saak wat se omstandighede nie, ons kan die land in besit neem, ons kan elke belofte in besit neem en die poorte van die vyand vernietig, broers en susters. En so ons kan sien met hierdie slegte bose verslag wat die ander stam van daai verskillende spioene van elke stam gegee het. Jy weet, Joshua en Caleb het die mense stil gemaak en gesê ons is meer in staat om dit in besit te neem. En ons is vanaand meer in staat, broers en susters, om God se woord in besit te neem. Waar mense sê dat, jy weet, wonderwerke is verby, God is nie meer saam met ons nie, God lewe nie meer in vandag se tyd nie, hy is God van die Bybel en van daai tyd. Jy weet, jy sal verskillende mense kry met verskillende opinies en goeders, maar ek wil vir jou sê, God is meer lewendig as ooit tevore, broers en susters. God is daarso om ons te help, om ons krag te gee, om ons sy woord te manifesteer in ons lewens, om te wys dat God in vlees is, hy's in ons, hy's in jou.
En waar jy gaan, by jou skool, by die werk, by jou huis, op die strate, in die winkels, waar ook al jy, waar jy gaan om te reflekteer, kan jy God reflekteer om te wys dat hy lewe. En dat hy in sy woord is, en dat ons die poorte van die vyand in besit kan neem, dat ons daardie duiwel onder ons voete kan bring, en ons kan sy kop afkap met die woord van God. Ons kan sien, daar was 'n sekere 'n tyd waar Joshua moes oor die Jordaan rivier gegaan het, en dit was in die maand van April, waar dit so gevloei het, die waters was so sterk, daardie rivier, maar wat het gebeur, broers en susters? Dit was 'n kind van Abraham, en hy het daardie vyand, of die poort van die vyand in besit geneem, en hy het God se woord gespreek, en daardie Jordaanrivier het oopgegaan, en hulle het weer op droë grond deurgeloop, want hy was 'n ware saad van Abraham, en ons is ware saad van Abraham in vandag se tyd. En toe hulle na daai stad Jerigo toe gegaan het om, daardie stad te oorneem, want dit was nou die eerste geveg in die land van Kanaan wat hulle nou moes gaan fight het, wat hulle nou hierdie geveg moes gaan, die vyand gaan vernietig het. En ons sien dat daardie stad so groot was, broers en susters, jy weet dat jy kan sekere hoeveelheid strydwaans kon oor die muur gery het, omdat dit so sterk was. En hier kom, jy weet, waar die kinders van Israel was slawe, jy weet, en hulle het nie eers so swaarde en al die wapens, rustings wat hierdie stad het nie. Maar toe daai besuin blaas en die mure omval, toe weet hulle, broers en susters, dat God saam met sy kinders is en dat hulle die vyand sal vernietig. Ons kan sien op 'n ander ook verhaal met Joshua, want dit is so 'n wonderlike karakter in die Bybel met soveel verskillende voorbeelde. Ons kan sien waar hulle 'n sekere vyand geveg het, die Amoriete en die Amalekiete, en daar was 'n tyd waar die son begin afgaan en hy het meer tyd nodig gehad het, en waar hy net gespreek het, broers en susters, hy het net op die son gespreek en sê die son moet stil staan en die maan moet stil staan, en daar was 'n 24 uur langer dag op daardie tydstip, omdat hy 'n seun van Abraham was, en hy het geglo in God se woord, en hy was daarso geroep deur God om die vyand te vernietig, en hy het God nodig gehad om in te tree, en hy het op sy belofte te staan, te weet dat God vir hulle hierdie land gegee het, met 'n belofte dat ons kan oorwin, en maak nie saak hoe die omstandighede was nie, hy het ewen gesê die son moet stil staan. Wat 'n wonderlike voorreg, broers en susters, dat 'n mens so kan besef dat God se woord so kragtig is. Maar ons weet dat al hierdie groot manne en die verskillende karakters wat 'n mens deur die Bybel kan gaan, en ons kan ewen in Hebreërs 11 sien hoe daardie verskillende karakters met geloof, hoe hulle oorwinning gehad het en God se belofte gevat het, en hulle die poorte van die vyand in besit geneem, hulle het geoorwin en oorwin en oorwin. Maar ons sien daar was 'n vyand met die naam van dood, wat hierdie groot manne nie kon vernietig het nie, wat hulle nie kon oorwin het nie. En op elke dispensasie was daardie karakters, moes hulle dood gegaan het. Maar broers en susters, een dag het 'n koninklike saad van Abraham gekom, Jesus Christus, die seun van God. Abraham se saad deur geloof, nie deur Isak, die natuurlike saad nie. Hulle het hulle deel gedoen, maar hier kom een wat wat nie natuurlik gebore is nie, hier kom een wat nooit deur seksuele begeerte gekom het nie, hier kom een deur maaglike geboorte, die seun van God, die saad van Abraham. Wat 'n groot man was dit nie. En ander natuurlikes het almal deur natuurlike geboortes gekom. Hierdie man het deur 'n maaglike geboorte gekom. En broers en susters, hier het Jesus Christus op die toneel gekom, en hy het vir ons oorwinning gegee in alles wat hy gedoen het. Wanneer daar siek was, mense wat siek was, het hy gesond gemaak is. Hy het die blindes genees. Hy het die wat verlam was, het hy genees. So met siektes het hy vir ons oorwinning gegee. En wat het hy gedoen met hierdie oorwinning? Hy het vir ons die sleutels gegee en sê, wat jy ook al op aarde bind, sal ek in die hemel bind. Amen. Die koninklike saad van Abraham, soos beloof, die Heilige Gees is in ons nou, want die sleutels vashou teen siekte. Hy het siekte oorwin. Hy het siekte kan nie eers in sy teenwoordigheid staan nie, broers en susters. Hy het gesê dat ons die sleutels gegee het om dieselfde ding te doen. My werke wat ek doen, moet jy ook doen.
En so kan ons oorwinning hê oor siektes vanaand, want hy het vir ons daardie sleutels gegee, en wat ook al ons op die aarde bind, sal hy in die hemel bind. Hoe mooi, broers en susters, wanneer, ewen met versoeking, hy was versoek op elke manier soos ons was, want hy is daardie middelaar vir ons, hy is daardie hoëpriester vir ons vanaand, want hy was versoek in elke ding wat daar was. Wat het hy gedoen? Hy het dit oorwin. Wat het hy vir ons gesê? Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Hy het siekte oorwin, hy het versoeking oorwin, hy het die poorte afgebreek, broers en susters. Hy het daardie sleutel van versoeker weggeneem en dit oorgegee aan die gelowiges van Abraham se saad. Hy het gesê, as jy versoek, weerstaan hom, en hy sal vir jou wegvlug. En broers en susters, dis wat ek ook vanaand vir jou wil sê, as die duiwel jou versoek en hy wil jou probeer wat hy jou wil oorweeg en om sekere slegte dinge te doen, wil ek vir jou sê, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Staan op God se woord, glo in sy belofte, en jy sal besit neem van die poorte van die vyand, want ons is meer as oorwinnaars. God het vir ons elke poort het hy vir ons oorwin. Hy het die enigste ding wat ons nog moet doen, is om dit in besit te neem, want dit sal reeds oorwin. Hy het vir ons al reeds daardie belofte gegee, dat ons kan perfek wees in hom. Ons kan perfek wees in sy woord. Ons kan perfek wees in elke belofte wat hy vir ons gegee het. Ons het siekte, dood, hel, alles het hy vir ons oorwin. Hy het die graf oorwin. Hy het alles vir ons oorwin. En so kan ons vanaand as meer as oorwinnaars wees. Nadat 2000 jaar verby is, vandat hy gesterwe is vir ons broers en susters, is hy hier in ons midde. Hy is die magtige oorwinnaar. Hy is die een wat die sluier in twee geskeur het, wat elke aandoening, elke siekte op homself geneem het, ons swakhede op homself op die kruis gedra het, ons aandoenings, ons siektes, alles het hy vir ons getriomfeer. Hy het vir ons opgewek en regverdigmaking. Ons staan lewend na 2000 jaar op homself om te manifesteer as die lewende Christus onder die koninklike saad van Abraham, want ons is erfgename in al hierdie dinge, broers en susters. Dit is so wonderlik om God se woord te vat, ewen as jy in daardie toetse is wat hy vir jou geplaas het om 'n karakter in jou te bou, kan ons staan op daardie belofte. As ons net daardie ongeloof kan afbreek in ons harte, en dat ons God se woord kan vat in geloof, en dat ons die vyand kan vernietig, want ons weet, broers en susters, hy is dieselfde gister, vandag en altyd, en ons is daardie ware saad van Abraham. Ons maak nie saak wie wat sê, dit is sê, nee, hierdie woord is nie meer tot, dit is nie meer waar nie, nee, ons worry nie oor die nabootsers nie, ons worry nie oor wat hulle sê nie, ons dink aan die verborgde dinge wat God vir ons gegee het om te wys dat hierdie woord die waarheid is, en ons sal staan, want ons weet dat hy vir ons alles oorwin het. Hy is die enigste graf wat jy kan na gaan, wat leeg is, want hy het opgestaan, broers en susters. Hy het opgestaan vir ons om te wys dat hy die woord is, en die woord is in hom, en sy woord is in ons, en dat ons in hom kan glo vanaand, broers en susters. As julle in my bly in my woorde, en julle vra wat julle wil, en dit sal vir julle gegee word. Dit is so 'n wonderlike belofte. As julle in my bly, my woorde in julle, dan het julle alles oorwin, omdat ek vir julle oorwin het. As julle in my bly, as julle in my kan bly, hy wat my geglo, wat my ontvang het, nie net skyns geloof nie, maar ontvang. Hy wat vir my woorde hoor, my woorde verstaan, en glo in hom wat my gestuur het, die ewige lewe hy sal nie in versoeking of veroordeling kom nie, maar ek het oorgegaan uit die dood in die lewe in, broers en susters. Dit is ons magtige oorwinnaar, wat vir ons ewige lewe gegee het. En so wil ek vir jou sê, broers en susters, maak nie saak wat jy deur gaan nie. Dit is soos daardie gedigter van ouds wat gesê het, lewend het hy my lief gehad, sterwend het hy my gered, begrawe het hy my sondes weggedra, opgestaan het hy vrylik vir ewig regverdig, eendag kom hy, glorieke dag. Broers en susters, ek glo dat jou begeerte is dieselfde soos myne vanaand. Ons grootste begeerte is dat ons Christus, ons hemelse Vader Christus uit die hemel uit sien kom om sy kinders te ontvang, dat ons daardie wegraping sal ondervind, dat hy ons sal wegneem na sy koninkryk toe, wat hy vir ons voorberei het, voor die grondlegging van die aarde. Maar ons kan sien dat hy daardie magtige oorwinnaar is, en dat hy elke poort van die vyand vernietig het, vir ons.
Want ons weet dat elke belofte in die boek is ons en, is myne, is elke hoofstuk, elke vers is myne. Ek vertrou in sy goddelike woord, want elke belofte in sy boek is myne. En dit is myne, dit is joune, broers en susters. Ons kan staan op daardie oorwinning. En soos Paulus gesê het, o graf, waar is jou oorwinning? O dood, waar is jou angel? Broers en susters, God het vir ons daardie oorwinning gegee, sodat ons in sy woord kan staan. Die woorde was gespreek deur die profete. Ons kan daardie beloftes vat, ons kan dit ons eie maak, en ons kan stap en die vyand vernietig in vandag se tyd. Maak nie saak hoe donker dit daar buite is nie. Ons weet as jy net bietjie die lig aansit, dan vertrek die duisternis. En so kan ons in God glo en weet dat ons die vyand se poorte kan in besit neem, want ons is die kinders van Abraham. Ons is dood in Christus. Ons het ons lewe neergesit en gesê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil. Dat U wil geskied in my lewe, dat ek daardie Christen, daardie gelowige is, wat U wil hê ek moet wees, dat ek sal lewe soos wat U wil hê ek moet lewe, dat ek sal moet glo soos wat U wil hê ek moet glo, en dat ons die vyand in hierdie dag kan vernietig, in jou lewe, in my lewe, in die kerk se lewe, waar ook al ons mag gaan, dat wanneer jy opstaan in die oggende, dan begin die duiwel al bid en sê, dat ons 'n dag van moeilikheid gaan hê, want daar is 'n Christen wat op God se woord sal staan, en elke poort wat ek het, gaan hy vernietig, want hy het sy vyand se poorte in besit geneem. En so bid ek aan broers en susters, ons kan sien, jy weet, soos die dae van Noag en die dae van Lot, kan ons sien, so sal die koms van die seun van die mens wees. En hy het gekom, broers en susters, hy het gekom om sy woord vir ons te openbaar, om te wys dat hy nog steeds dieselfde is, en dat hy daardie magtige oorwinnaar is. En dat ons kan sien wat daar aardbewings is, en daar's golwe van die see, en daar's die see wat brul, en die mense se harte wat val vandag. Maar ons kan op God se woord staat maak. Maak nie saak hoe beroerd die wêreld daar buite is, en hoe hulle die bomme skiet, en wat hulle alles doen nie. Ons kan op God se woord staan, en ons kan die vyand se poorte in besit neem, en weet, dat God alles oorwin het, en dat ons ook oorwinnaars is in hierdie dag. En so bid ons en vra ons dat die Here julle sal seën, broers en susters, en soos ons nou gaan afsluit, dat God julle ryklik sal seën, en julle sal help, en die krag sal gee, en die genade sal gee, dat julle God se woord sal vashou, met 'n volle hart, met volle gehoorsaamheid, om die vyand te vernietig, want God het nie gekom om sy woord vir ons te gee, sodat ons soos lafaards moet weghardloop nie. Ons is soos daardie Vikings, ons het ons skepe gebrand, ons gaan vorentoe, ons hardloop nie terug nie, ons broers is agter ons, en ons beskerm mekaar, en ons sal deur die vyand gaan, want ons weet, dat God is die een wat vir ons die oorwinning gegee het. Amen. Kom ons sluit net gou vinnig ons oë. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, ons sê dankie, Here. Ons sê dankie, Here, dat U die magtige oorwinnaar is. U is die een wat hel, die graf, die duiwel, U het alles oorwin, Here. U het die siekes oorwin, U het versoeking oorwin. Maak nie saak wat in U pad gestaan het nie. U het oorwin, Here. Want U was daardie Abraham saad, daardie perfekte saad wat moes gekom het, sodat ons almal kan geseën wees in U, Vader. Dat ons ook die ware saad van Abraham kan wees, dat ons ook kan geseën word. Liewe Vader, ons bid en vra, Here Jesus, dat U kinders sal seën, waar ook al hulle mag wees, Here Jesus, dat U hulle harte sal aanraak en sal versterk en die geloof sal gee, soos die geloof van Abraham. Wanneer ons in daardie toets is, wanneer ons alles moet opoffer wat dierbaar is en wat kosbaar is in ons lewens, om te bewys hoe lief ons U het, Here, dat U die belangrikste ding in ons lewens is. U is die een wat ons na moet kyk, Here. U is die een wat ons moet behaag. En so vra ons, Here Jesus, dat U elke een van ons harte sal besoek. En as daar enigiets is wat ons, soos wanneer U na daardie ryk man toe gegaan het en gesê het, dat waar hy U wou gevolg het en hy wou ewige lewe gehad het, maar liewe Vader, U het sy hart gesien dat hy lief was vir geld en hy wou nie sy besittings verkoop het nie.
Liewe Vader, laat ons alles verkoop wat ons moet, laat ons alles weggee wat ons moet, dat ons U sal eerste sal stel, en U sal behaag met alles wat ons doen, en sodat ons die vyand onder ons voete kan plaas, en dat ons daardie poorte in besit kan neem, om te weet dat ons, soos wat U die duiwel oorwin het, sal ons ook die duiwel oorwin in ons lewe, Vader. Ons is lief vir Here, ons prys U, ons is so dankbaar om deel te wees van U koninkryk, ons is so dankbaar om deel te wees as seuns en dogters van die geloof, van die evangelie van Christus. Dankie Here dat U vir ons gesterf het, dankie dat U vir ons hierdie geloof gegee het, dat maak nie saak, jy weet, waar die graf, waar is jou oorwinning, sê, dood, waar is jou angel, daar's niks wat ons kan skei van die liefde van Christus nie, Here, en ons is so dankbaar, dat ons U kinders kan wees, en dat ons 'n getuie kan wees, soos die kinders van Abraham, dat ons ware kinders van Abraham is vir hierdie dag, en dat ons die vyand kan laat hardloop, want U het hulle laat hardloop en oorwin. Dankie Vader, gaan met ons asseblief met die res van die week, seën die kinders, wees ons genadig, tot 'n volgende keer. Ons vra dit alles in die wonderlike naam in Jesus Christus. Amen en amen. Dankie broers en susters. Is vir my 'n voorreg om vir julle hierdie diens te bring. Glo en bid dat dit julle sal versterk, dat julle harte sal versterk, julle geloof sal versterk, en ek bid dat julle soos Abraham daardie geloof sal hê om julle vyande ook in besit sal neem. Tot 'n volgende keer. Here seën julle.